Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Daar sy aan. Amen, op daai. Dankie Here. Vader, ons loof en prys U naam vanoggend, soos Lisa vanoggend gebid het, laat die woorde van my mond en die oordenking van ons harte vir U goed en welbehaaglik sal wees. Heilige Gees, U so welkom hier vanoggend. Dankie Vader, dat ons vanoggend saam Jesus se naam sal verheerlik. Ons eer U naam en ons loof U naam. U is so wonderlik, so wonderlik, so wonderlik. Ons eer U naam, ons eer U naam. Amen en amen en amen. Dis lekker om vanoggend hier te wees. Ek was net een Sondag nie en almal wonder of ek die pad gevat het. Maar dit is nie so nie, ek is hierso en ons bid vanoggend terwyl Lisa hierso staan met sy man by die huis en kinders wat siek is en sy is nog steeds hierso. Ons bid vir almal wat siek is, se genesing, ons 'n lelike griepie wat rondhardloop en ons bid vir genesing vir hulle almal. Ek wil julle aanmoedig. Ons het hierdie week weer die gebed in die dorp gehad, Dinsdag aand. Ons was Dinsdag aand by die Volle Evangelie Kerk gewees. So lekker as kerke en gemeentelede van verskillende kerke hande saamvat en ons bid vir good government. 1 Timoteus 2, die Bybel sê, waar ons by mekaar kom, eerstens moet ons bid vir ons regering. Nee? Sodat ons 'n goeie regering kan hê, dat ons stil, rustige lewens kan lei. En ek sê altyd vir mense, toe Paulus dit geskryf het, was daar 'n aklige ouetjie aan bewind met die naam van Nero. En hy was nie so 'n gemaklike mannetjie gewees nie, hy het die Christene gekruisig en al daai goed, maar Paulus sê, kom ons bid vir hom. Kom ons bid vir hom. En so moet ons ook bid vir ons regering. En die Here maak vir ons deure oop. Net die dag daarna het ons by die polisie, klomp van ons kerke reg oor Koetsong, Wadella, Carletonville by mekaar gekom en begin met die polisie hande vat. En ons het die 25ste, ek nooi julle almal uit, 10:00 die oggend by die sportsentrum, gaan ons vir die polisie 'n paasdiens aanbied. Hoe lekker is dit nie? Dat ons kan bid vir ons polisie, julle, ons sal moet bid. Ek sal vir julle sê, dis rof daar buite, hulle moet al die weermag uitstuur om die polisie se werk te doen. So ons moet regtig bid, want dit gaan net slegter raak as die kerk nie gaan opstaan in die naam van Jesus, dat ons staan teen hierdie gees wat hierdie land wil uitmekaar uittrek. Ons moet, dit is die 25ste woensdag, nou nie hierdie woensdag nie, volgende woensdag daarna, 10:00 die oggend by die sportsentrum. Het sou hierdie woensdag wees, het prys die Here is nie hierdie woensdag nie, maar is volgende woensdag, en die Iwe het die geleentheid om te preek daai dag daarso. So, hoe lekker is dit nie? Nee, ek sit daarso, minding my own business, en toe hulle vra wie gaan die diens doen, toe staan daar 'n swart reverend op, en hy sê die Here wys daai ou moet dit doen, en toe sit nou ek, kan jy dit glo? En hulle weet nou nie, ek sê ex-policeman, hoor, dis nou maar net die Here, né? Dis net die Here wat so deur kan oopmaak, ja. So, laat ons bid vir die polisie, en ek het my mond ook baie uitgespoel oor alles, en ek moes repent. Verstaan nie, want dit gaan nie van moan beter word nie. Dit gaan verseker nie. Ons gaan moet staan en ons gaan moet bid, en ons gaan moet vasvat in die gees, sodat daar goeie offisiere en goeie leiers aangestel kan word, sodat hierdie mense weer met autoriteit kan werk, want hulle kan nie met autoriteit werk as die leiers korrup is nie. Dit kan nie gebeur nie. Dit gaan ook nie gebeur nie. Tsotsies loop rond met hulle nekkies lekker uit, hulle kan net doen wat hulle wil. Nee. Daar moet weer geel vans rondry, nee? Nee, soos in my daar. Nee, wat, een geel van en alles is stil. Nee, ja, daar 2 amens daar. Sê vir die Here dankie vir dit. Want het is nodig om met autoriteit te werk teen kriminele. Het help nie om mooi te praat nie. Hulle ken nie demokrasie nie. Alright. So, dit is nou nie waar ek preek vanoggend nie. Julle sou moenie dat julle verwar nie. Tine sou vanoggend gepraat het, maar hy het Vrydagoggend vir my gesê, Jace, jy sal moet help. Hy voel nie lekker nie. So, dis nie vir my 'n probleem nie. En julle weet, dat julle nie verwar nie. Ons elke keer as ek hier voor is, dan praat ons bietjie uit Hebreërs uit. En ek noem dit nog steeds hoogtepunte uit Hebreërs, want vandag wil ek oor Hebreërs 7 en 8 praat, maar Hebreërs 7 en 8 moet jou nie confuse nie, is 2 pragtige hoofstukke. En die Here het op my hart gelê om hierdie skrif te gebruik wat Lisa gelees het vanoggend, want as gevolg van wat die skrywer van Hebreërs sê in Hebreërs 7 en 8, nee, noem hy dit. Onthou, die Hebreërs boek is geskryf aanvanklik vir Jode, want Jode het gesukkel om te verstaan dat daar nou 'n ander prieslike orde is. Nee, hulle het net die Lewiete geken,
Die Lewiete is die priesters, hoor. Nie nou, wie is hier die orde van Melchisedek? Wat hy in Genesis 14 van praat. Hy sê, is nou ander orde. Maar weet jy hoekom? Matteus 27 vers 51 sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rots het geskeur. Het staan in Markus, en het staan in Lukas, maar hierin sê dit die mooiste. Hy het nie net geskeur, nee, die Here het laat weet, hy het geskeur. Dinge het geskit, en is geskeur, en het iets in die gees gebeur, en dit is wat ons nou gaan vier, hier oor Paasnaweek. Daar het 'n ander middelaar vir ons gekom, sê Hebreërs 7 en 8, 'n ander middelaar. Daar hoef nou nie meer eenmal 'n jaar 'n Joodse hoofpriester in die tempel in te gaan nie. Kyk, daai ouetjies probeer kliphard om hulle derde tempel te bou. Hulle kan maar bou wat hulle wil, want is verniet. Ons het ook nie 'n boksie nodig, wat ek moet gaan insit, en as dit 'n ou lansen met 'n kraag wat onderste bo is, en ek moet teenoor hom repent nie. Ek hoef dit nie te doen nie. Want die gordyn het geskeur, en ek en jy het vrye toegang tot God. En daar's net een middelaar tussen God en die mens, en dis Jesus Christus. Net Jesus. En hierdie ou in Hebreërs skryf het vir Jode, en hulle sê, wat? Asseblief. Jou kop laat lees. Nee, daar's een middelaar vir ons, tussen God en die mens, en sy naam is Jesus Christus. En hy sê in Johannes 14, dat ons hoef nie meer bekommerd te wees, wat ons gaan sê, en hoe ons gaan dink, en hoe moet ons nou hierdie ding verstaan nie, want Johannes 14 sê, hy stuur vir ons die trooster, en dis oor wie ek vanoggend wil praat, want jy gaan nie Hebreërs 7 en 8 verstaan, Hebreërs 7 en hoofstuk 8 verstaan, as jy nie verstaan wie die Heilige Gees is nie. Want die Heilige Gees is die een, wat jou die vrymoedigheid gaan gee, om deur te breek, want 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, ons doen nou woensdaande, praat ons oor bevryding en genesing, en hierdie woensdag aand gaan ek het nou woensdag wat verby is, net so 'n bietjie agtergrond gegee, my Bybelstorie in 5 minute, en is dan nou nooit 5 minute nie, is 55 minute, nee, ek het al gesê, ons daar in Potch, het hulle my al getimie studente, gesê nie oom JC, daar is nie 5 minute nie, is 55. Alright, 55 minute my Bybelstorie en 55 minute om vir jou so 'n bietjie agtergrond en konteks te gee, hoekom al hierdie dinge gebeur het en hoekom hierdie mens dan nou in ellende in verval. Ellende. As Jaco so vinnig opstaan, dink ek altyd wil vir my iets vra. Sorry Jaco, ek spot dit jou net, nee. Maar daar Jesus moes kom om vir ons te kom regmaak, sodat ek en jy weer met, soos Adam en Eva in die begin, met vrymoedigheid na God toe kan gaan. Met vrymoedigheid met hom kan kommunikeer, en sy ware aanbidder sal hom in waarheid en gees aanbid, want God is gees, sê hy vir die vrou by die put in Johannes 4, onthou julle? En vir my en jou was dit nie moontlik tot Jesus gekom het en gesterf het aan die kruis nie, want ons kon nie in gees na God toe gaan nie. Hebreërs 7 en 8 sê, hulle moes fisiese goed doen, fisiese goed. Hier is nou 2 plakkertjies hier geplak, hulle sê, met die kamera mag ek jy uit dit beweeg, is my verskriklik moeilik. Maar in elk geval, ek hou nie daarvan om agter iets te staan en te praat nie. Het voel so skool. Nee? Ja, meneer. Ons kon nie na God toe gaan nie. Hulle moes fisiese goed doen vir duisende jare, fisiese diere slag en offer, fisiese man instuur, 'n hoofpriester wat 'n sondige mens, alhoewel hy nie so gedink het nie, want baie hoofpriesters het gedink, hulle is die fat cats. Maar hulle moes nog steeds was en goed om heilig te kan wees, om by God in te kom, want geen mens kon by God uitkom nie. Iets moes gebeur, iets moes skeer, die voorhangsel moes skeer. Dit wat tussen my en jou en God gestaan het, die sonde van die mens het tussen ons gestaan, want God is heilig, julle. Hy kan nie met jou issuekies, jy kan nie met jou issuekies al by hom instap, nie. Jy kan nie. Jesus moes sterf vir jou issues, vir jou sondes, sodat God dit nie meer sien nie. Daar hoef nou nie meer bloed besprinkel te word orals, nie. Hy het, en ek gaan in die opstandingsdiens daaroor praat, hy het die wyfoffer geword, die eersteling gerfoffer het hy geword. Hy moes homself as die vlekkelose lam gaan vertoon voor God, nadat hy gesterf het,
Toe sê hy vir Maria, "Maar nog nie my vat nie. Ek het nog ietsie om uit te sort." En hy het voor God gaan staan as die eersteling gerf, die wyfoffer. Is 'n fees. Is die opstanding. En nou sê God, nou kan ek nie meer, elkeen wat hom dan aanneem, kan ek nie meer issues sien nie. Kan dit nie sien nie. Want dit is betaal voor. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Nou kry ek en jy dit verniet, ons gee ons lewens vir die Here, ons kry dit verniet. Nou moet ons in dit bly. En hoe bly ons in dit? En dis nou 'n reeks waarna ek werk vir volgende kwartaal. Hoe bly ons in dit? Deur die positiewe bediening van Heilige Gees. Heilige Gees is die een wat jou gaan aanmoedig om hierdie pad te bly loop. Sonder hom, vergeet dit. Vergeet dit. Jy gaan jou eie krag doen, jy gaan moeg raak, gaan ek Sondag kerk toe? Ek wonder. Jy gaan nie daai begeerte hê om in unity met boeties en sissies saam te wees by 'n gemeente of 'n gemeenskap of wat jy dit nou ook al wil noem nie. Dis net Heilige Gees wat jou kan aanmoedig en jou kan vrymaak van jou issues. Dis net hy. Hy is die trooster, dit sê dit nie verniet nie. Hy is die bemoediger. Hy is net hy. En ek wil julle elkeen aanmoedig om 'n ontsettende, onsaglike, mooi verhouding met hom te hê. Jy skeep nie vir liewe Jesus af. Omdat ons so groot geword het in denominasies wat, ek het nie eens geweet, Jesus is God nie. Ek dog as die seentjie van. Want ek het groot geword, grote God, aan U die eer, ek kan nooit by hom uitkom nie, ek kan nou met sy seun, liewe Jesus, praat nog eens van die Heilige Gees nie, ek het nie eens geweet wie is dit nie. Ek soos daai ouens, toe Paulus in Handelinge 28 by afkom, staan daar's Christene, en Paulus vra vir hulle, hoor die ouens, is julle al gedoop met die Heilige Gees? Hulle het nog eens gehoor van die Heilige Gees. Ek was so, 35 jaar van my lewe, ek het nog eens gehoor van hom nie. Ek weet hy's 'n duivel vir ding. That's about it. Hy is die een wat ons hierdie kant van die ewigheid, hy is God self. Kan jy dit oorvertel? Johannes 14, ek sê altyd, lees dit tot vervelings toe. Ek sê julle nie as weeskinders los nie, ek moet nou weggaan, sê Johannes 14, maar moenie laat julle harte ontsteld word nie, ek sê julle nie as weeskinders los nie. Ek stuur vir julle die ander een van die 3. En as jy my woord bewaar, Jakobus 4 vers 7, as ek myself onderwerp aan die woord, sal ek en my Vader kom tuis te maak binne in jou. So wanneer die Heilige Gees in my kom woon, dan bly God in my. En ons 6% breinvolg wat ons gebruik kan dit nie verstaan nie. Jy hoef nie. Jy moet dit net weet. En jouself onderwerp aan die woord, sê, Here, ek ken U nie. Maar dankie dat U Heilige Gees gestuur het. En as ek praat van Heilige Gees en nie die Heilige Gees, en dan vat baie mense offense, maar ek wil die wegvat bietjie. Ons praat dit van die Heilige Gees. Maar die het 'n skeiding gemaak vir my en jou tussen hom. Ek sê altyd vir mense, ons sê nie die Jesus nie. Ons sê Jesus, ek het die vrymoedigheid om te sê Jesus. Nou moet ek die vrymoedigheid, hy is die Heilige Gees, verseker is hy die Heilige Gees. Maar hy is tussen my en jou Holy Spirit. Heilige Gees. Hy is God self. En Heilige Gees, sê Johannes 14, 15 en 16, sy werk is om Jesus te verheerlik. Hy sê jou alles leer van die verlede, die Ou Testament, alles vir jou in konteks bring. Johannes 15 sê, hy sal jou nou help en leer, en Johannes 16 sê, hy, as jy 'n ontsettende verhouding met hom het, sal jou alles leer van die toekoms ook. Jy hoef nie verward te wees nie. Jy hoef nie te mekaar te wees nie, want hy sal vir jou die onderskeiding vermoë gee of nout, indien jy 'n wonderlike verhouding met hom het.
'n wonderlike verhouding. En dit wat my na my voor, ek gaan nou nie terugkyk nie, ek hoop hulle kan byhou, ek het nie baie slides op vandag nie. Nou ek soek heeltyd prentjies van Heilige Gees op die internet. En ek hou nie baie, dis maar my persoonlike voorkeur, ek hou nie van AI-created prentjies nie, ek kan soms dadelik sien as 'n ding AI is. Ek hou nog van die ou manne se skilderye, die Rembrandts, ek sê nou nie hierdie is 'n Rembrandt wat nou op is nie, maar ek het so 'n foto wat ek opsit as ek oor Petrus praat, waar Petrus so sit in die sel, hy gaan nou onderste bo gekruisig word, en Rembrandt het hom geskilder, dis vir my baie mooi skildery, van hierdie ou man wat daar sit, en die profesie skop toe in, waar Jesus vir hom sê in Johannes 21, dink ek, of 20, iemand sal jou lei, want jy nie gelei wil word, en hulle het hom gelei na die kruis toe. Storie is dat hy ontsnap het, en toe hy so uit die stad uit hardloop, toe kom Jesus van vooraf. Toe vra Jesus van, waar is jou pad, Petrus? Hy sê, ek het dit net gemaak. En die Here sê vir hom, draai om, jy moet my gaan verheerlik deur jou dood. Sê, dit vat bietjie, ne? Maar hy sou dit nie kon doen sonder Heilige Gees nie. Dieselfde Petrus wat nie baie bereid was nie. Hy het altyd goed gesê wat hy nie moet sê nie. En toe hy gedooping kry met Heilige Gees in Handelinge 2, toe verander hy. Dieselfde Petrus wat 'n paar weke terug gesê het, Jesus, ek ken hom nie. Ek ken hom nie, weet nie van wie jy praat nie. Hy selfde Petrus, sy eerste preek wat hy gee, en 3000 mense gelaar te vereer. Dieselfde ou. Ons kan dit net doen deur Heilige Gees. Jy kan dit nie doen op jou eie nie, daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Hy is wonderlik, en hierdie skrifgie wat ek jou wil gee, het Smith Wigglesworth jare terug uit die King James. Hierdie skrif, Jakobus 4 vers 5, doen jouself die guns, gaan lees om die King James, kyk of jy het kan verstaan. Nou ek het my geroem op my hoëgraad Engels wat ek gehad, dit is ook eintlik al wat ek op hoëgraad gehad het, dit in Afrikaans, die res moes hulle my deurbid. Maar ek hou van tale, nou nie ander tale nie, as mense vir my vra, hoeveel tale kan jy praat, dan wil ek sê Afrikaans baie goed, en so bietjie Engels. Alright. So ek is nie ou wat gaan, ek en Elsie het op 'n stadium probeer Franse klasse doen, maar dit het ook nie gewerk nie. Dit is vir my bietjie hoog, né? Hulle vat 'n lang draai vir een woordjie. Nee, daai ouens sukkel hoor. Ek kan vir jou vertel, jy wil nie Frankryk toe gaan nie. Jy gaan so 'n woord moet gee as jy net 'n hamburger wil kry iewers. Jy weet jy moet hom hier vat. So. Maar hoor wat sê Jakobus 4 vers 5. Gaan lees hom tog in die King James. En hy sê, of meen julle dat die skrif te vergeefs sê? Te vergeefs. Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon. Gaan mediteer oor die skrif. Die Gees wat in jou woon, begeer met jaloersheid om jou oor te neem. Maar jy sien, Heilige Gees is baie sensitief. Hy sal nooit ooit inmeng met jou eie wil nie. Nooit nie. Jy moet mooi hoor wat ek vandag sê. Hy gaan dinge maak gebeur as jy submit. Hy gaan jou nie maak draai nie. Jy gaan moet wil. Dis nie airy-fairy goedie wat, en ek gaan dit in die bevryding en genesing reeks verduidelik ook. Jy moet wil, dis die sterkste geskenk en jou grootste wapen wat teen jou werk, is dat God jou eie wil gegee het. Jou siel. Jy bestaan uit 'n gees wat beskik oor 'n siel wat woon in 'n liggaam. Jou gees en siel is geïntertwine in mekaar, maar jou siel is wie jou is, dis jou vingerafdruk. Dis jou eie wil, jou intellek, jou emosies. En daai was jou hele lewe lank, was dit die sterkste in jou. En dit het die vyand gebruik om baie van ons te kry toe, waar ons toe nou gegaan het. Want dis hoe ek het sien. Jy word mos met jou eie wil gebore, en hy word gevoed deur mamma en pappa, en dan deur oupa en ouma, van kleins af. Van kleins af. Ja, hy kry sy wil reg, né? En op 'n stadium moet jy sê, maar jy het jou eie wil. Maak nie saak wat se groot suksesvolle werk jou ouers gedoen het nie. Jy gaan op 'n stadium moes kies, jy om te wil
submit onder die woord van God. Dit het my 35 jaar gevat om daar te kom. Ek was een van die ouens met my eie sterk williekie. En ek was reël reguit op pad hel toe. Want ek het my, en selfs nadat ek weer gebore geraak het, moet die Here werk aan my wil. En Heilige Gees kom, hy kom sagkens. En as jy nie wil nie, as vat aan die warm plaat, is reg. Jy kan vir die kind sê, los die stoof, so by plaat is warm. Nee. Tot hulle, en dan sal hulle nooit weer aanvat. Nee, hopelik nie weer nie. Maar dit is baie dom, om weer aan te vat. En dis is so met God. God sê, wil jy? Nie moet jy nie. Is niks van moet nie. Wil jy? Wil jy my volg? Wil jy my dien? Ja, Here, ek wil. Ok. Kom ek help jou. Dan is daar sekere goedjies waaraan ons gaan moet werk. Byvoorbeeld daai houdingkie van jou agter die stuurwiel. Of wat ook al. Ek noem maar net 'n simpel voorbeeld. Ek is ook nog daai houdingkie, hoor, vra my. Kyk, is 'n aaklige storie in Potchefstroom om net jou kind te gaan optel, jy moet oor die N12 ry. 'n hoofpad in 'n dorp is 'n verskriklike ding, hoor. 'n N-pad. Is nie 'n lekker ding nie, hoor. Veral nie daai tyd toe daar nou beerdkrag was nie. En kyk, die mens, en ek praat nou van die Afrikaner mens, ek praat nie van die taksies nie. Hulle wil. En jy sal nie in die pad kom, hulle is die onbeskofste mense wat jy kry, want as hy ou agter daai brilkar van hom sit, dis hoe ek wil gaan. En ek sê vir julle vandag, dis hoekom die Afrikaner sit waar hy vandag sit, die handjie vol wat nie gesê het, laat ons nou maar eerder Australië toe gaan nie. Want ons het 'n sterk wil. En is goed, dis goed. Ek sê altyd vir mense, glo in iets of val vir alles. Maar ek moet my wil submit, want met jaloesheid begeer die Gees wat in ons woon. Hy wil jou deurdrink, hy wil aan jou skaaf, hy wil jou vorm. Ons sing ons hy liedjie. Vorm my en maak my net soos U wil. Gee ons vir hom kans om te vorm en te maak soos hy wil. Hy doen dit anders. Pas op as jy vir hom iets vra. Here, leer my geduld. Hy gaan jou by 'n plek sit waar jy geduld leer. En dit lyk nie soos jy nie, dit sal dalk vir 'n baas wees, wat jou glad nie in ag neem nie. Of wat ook al. En jy gaan moet leer. Sê Here, dankie. Dankie vir die. Ek sal nou maar bid vir die ding. Of wat ook al. Of 'n huwelik. Want as jy verlief verbygaan, dan is dit nou elkeen met sy eie wil. En dis hoekom die huwelik daar is. En dan kindertjies, is die finale afbreek van manlikheid. Ek sien nou 'n foto op Instagram of storie van 'n oupa. Dis nou 'n oupa. Hulle trek vir hom so rokkie aan die meisiekinders en sit hom op 'n asblik se deksel en draai hom rond en dan wen hulle op en moet hy ook so draai. Die laaste manlikheid is weggevat. Maar wat oupa dan nou nie sal doen nie. Maar Jesus Christus, Heilige Gees, het ons toegang gegee tot God. Deur die skeiding te skeer tussen ons en God. En om vir my en jou wat groot geword het met dogma en wat ook al, almal dogma is reg, né? Met jou dogma, die skanse, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, skanse, opgewerp teen die waarheid van die woord. En Paulus hulle, wat ek reken Hebreërs geskryf het so hard probeer om vir die Jode te sê, yes, vir 'n paar duisend jaar was dit die manier. Net die Levitiese priesteramp kon eenmal 'n jaar na God toe gaan. Maar ek sê vir julle nou, dat deur Jesus Christus en die bloed aan die kruis, het julle nou toegang om deur te gaan na God toe. Dit was verskriklik vir hulle. Hulle kon dit nie indink nie. En ek en jy dalk in tradisie groot geword.
wat ons nie weet om by God uit te kom. Ons is gemaklik met liewe Jesus. So 'n bietjie praat van God, maar ons het Heilige Gees nodig om ons deur die gordyn te vat. Deur die, sê nou gordyn, deur die veil. Deur die, wat is die mooie woord hierso? Deur die voorhangsel. Daar's nou die mooie woord. Ons het hom nodig om deur die voorhangsel te kom, deur die skanse in jou eie kop, om by Jesus uit te kom, wat op die troon sit. Die enigste man op 'n troon in die hemel. Om by my kom, en nou sê jy dit vir 'n Jood 2000 jaar terug, gooi met klippe dood. Dis hoekom so baie van die disippels doodgemaak is. Want hulle het hierdie nuus gaan bring. Dit was makliker om hierdie nuus vir die ouens in Efese te vat wat heidene was. Die ou was nog gister 'n tempelprostituut. Jy kan dit vir hom vertel, hy hoor. Hy kan nie glo nie. Hy dog is Jupiter, is die God. Nee, hy bestaan nie. En dan deur wonderwerke het hierdie nie Jode, die heidene dan gesien, ja, wow, en hulle vat dit. Maar vir die Jode is dit baie moeiliker. En vandag, 2000 jaar later, het daar al so 500 jaar terug 'n reformatie plaasgevind, het ek en jy, want die kerk was in 1000 jaar donker eeue gesit. 1000 jaar. Waar die hele katholieke sisteem die kerk oorgeneem het. En gesê het, net die paus, en 'n handjie vol priesters, en net hulle mag Bybel sê. En die Here gebruik 'n reformatie, en so stadig maar seker, 500 jaar later is ons waar ons nou sit. En van ons sukkel nog steeds, om deur die voorhangsel te gaan. Ons ken nie, Heilige Gees nog eens gehoor van hom he. Hierdie ouens, hierdie signs, wonders and miracles, hier is 'n klomp bobbejane, jong. Jy sien hoe rol hulle rond, en happy clappies, hande in die lug, en al die tipe goed. Die eerste keer in my lewe, wat ek iemand sien worship en met hulle hande in die lug, was by Bloedrivier. Kan jy glo? 2008. En ek dog, mag ons hulle allemaal versuip, hier in die water. Nee, ek het so geskrik, ek meen, hulle daar is nog met 'n orgel geworship daar, en die dominee het 'n boodskap gegee, en toe ons nou worship, hier's 'n paartjie, tog ek, wat? Teer en veer hulle. Ek kan dit nie dink nie. Want ek dog maar toe nou ek's reg. Maar ek het nog nooit in my lewe blootgestel aan dit nie. Nog nooit. En so die Here stelselmatig begin die skanse in my kop afbreek teen die waarheid kennis. Wat Paulus al 2000 jaar terug geweet het, het verlore gegaan. Deur 'n sisteem wat die vyand opgerig het, om mense te weerhou om deur die voorhangsel te gaan. En vandag nog in daai sisteem, moet jy deur 'n mens na God toe gaan. En dis hartseer. En selfs die sisteempies waarin ek en jy groot geword het, was dit vir ons moeilik. Want daar's 'n man aangestel, en hy is die een wat weet, jy weet die res van ons is maar ons ken nou nie die Bybel soos hy nie. Nee, God wil hê. Hy begeer, hier staan, met jaloersheid begeer die gees wat in die pastoor woon, wat in die dominee woon. Nee, wat in elke mens wat hom aangeneem het woon. Elke mens. Hy begeer om jou oor te neem. Hy begeer om jou te leer. Hy begeer om hierdie woord oop te breek vir jou, dat jy kan sê, ek het dit nie geweet nie. Elke woord, elke letter, elke skrif, elke hoofstuk is awesome. As jy dit gaan lees, dan gaan jy die Ou Testament ook met 'n ander oog lees. Jy gaan op die profesieë afkom. Jy gaan daai geskiedenis sien, en jy gaan sien hoe Abraham gekuier saam met God. Al hierdie beloftes, en dit het in vervulling gekom. Profetiese woord, jy gaan psalms lees. Jy gaan Psalm 22 lees, dan sien jy, Dawid het al geskryf, hulle gaan sy klere verdeel. 1000 wat jaar later gebeur dit. En hy hang aan daai kruis, Psalm 22 wat sê, my God, waarom het U my verlaat? En toe Jesus het sê aan die kruis, toe weer daai Joodse fariseërs en sadduseërs en skrifgeleerdes,
Hy quote Psalm 22, toe skop Psalm 22 in hulle koppe in, en die klere was nou net verdeel. Toe weet hulle, die Messias hang nie so. Toe probeer hulle alles in hulle vermoede toesmeer, dat niemand moet hoor nie. En 'n radikale beweging van Jode het begin om die evangelie te verkondig, en nie Jode het begin dit aanneem. Dit was radikaal, en Christene was vermoor, wat vol was van die Heilige Gees, maak hulle net stil. En toe sien die vyand, maar hulle word net sterker. Toe sê hy, if you can't beat them, let's join them. Toe vat hy hele Romeinse systeem, en 'n Caesar word 'n paus. En ons sit vandag waar ons sit. Voorhangsel is weer toe. Nee, maak hom toe. Ons maak hom toe. Hy was oop, maar ons maak hom toe, die mens maak hom toe. Systeme, maniere, tale, Bybel is net in Latyns. Jy sit daar in die kerk, die priester haal 'n teksvers uit Latyns uit. Ons almal sit net daar. Hy maak Job oop daar, en hy lees, maar die wysheid, waar word dit gevind? En waar is die plek van verstand? Maar hulle hoor dit nie so nie, hulle hoor dit, Anno Domini Parte Sancte, en almal sê maar net amen, want almal sê amen. Jy weet nie waarvoor sê amen nie. Vir honderde jare. Honderde. Maar God het dit nie so gelot nie. Dankie tog, God kom en hy gebruik mense, en party ouens begin die lig sien, hulle begin met reformatie, en hulle breek weg van daai af. Maar is ons nog nie daar nie, want die Bybel sê ons almal ken ten dele, sê 1 Korintiërs 13, as ons nou oor die liefde praat. En die hartseer van die verhaal is dat party ouens dink hulle ken die hele deel. Dis hoe ons dit sien. En as gevolg van daai wil dan, kan Heilige Gees nie nuwe openbaring gee nie, want ons sit nog met die openbaring van 1547, want dis die volle waarheid. God se woord verander nie, maar hy breek oop wat ons nie kon verstaan het nie. Lang terug. Daar's baie goed wat ons dink ons weet wat dit is. Ek dink, Outiaan Gilden, hy sê altyd, ons gaan eendag, hy sê, jy sê daar Johannes 10 vers 10 of 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 wat hy so lieflik gebruik het altyd, kom ek sê wat dit eintlik beteken. So diep is die woord. Ek meen, jy kan, as jy weergebore is, onthou, ek sê altyd vir mense, die boek Jakobus, Hebreërs, 1 en 2 Petrus, ouens in die wêreld kan dit nie verstaan nie. Kan nie. Mene, ek het nie eens daar gegaan voor ek weergebore is, en ek het net psalms gelees. Ook net 3 van hulle. Psalm 23, 91, ok, 2 van hulle, ek het nou gejok, ek het net 2 psalms geken. En dan by die begrafenis het ek gehoor, die Here het gegee, die Here het geneem, die Here is sy naam, Job 1. Dis so, amen, amen op dit. Is daai ou so sê, dan is dit so. Nee, hy sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon, hy wil jou leer, hy wil jou dieper vat, hy wil jou deur die voorhangsel vat, hy is geskeur, geen mens kan dit toemaak nie, hy kan dit net toemaak in jou kop. En ek leer om my wil, en my emosies aan hom te sit met. Ek hoef nie elke keer as ek sleg en nie so, nee, rustig nou, moenie worry nie, moenie worry oor die oliepryse nie, nee, wat gaan dit my kos, jy weet ek maak het net elke maand, as die petrol nou moet opgaan met 10 cent, luister, ek gaan nie met 10 cent opgaan, ek gaan met 'n paar rand opgaan, ek gaan vir jou vertel, jy gaan nou moet submit, onder jou wil moet submit, onder die Here, en jy gaan vir jouself moet sê, dankie Here, hy het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing, dankie Here, ek moedig julle aan, gaan lees Matteus 6, ek hoef nie te worry wat ek gaan aantrek, of eet nie, hy sê, soek my koninkryk en my geregtigheid, Matteus 6:33, en ek sal vir jou sorg, glo jy dit? Jy moet dit glo, ja, amen, tot ons nou môre hoor, die petrol gaan op met 4 rand.
Amen, my Here. As jy op 'n avontuur saam met God wil gaan, maak vas die safety belt. Want hy gaan jou leer van geloof. Hy gaan jou leer. Hy gaan jou leer. Sodat wanneer jy eendag voor groot goed moet staan, dan kom jy agter, daai ander was maar ligte boere musiek. Ligte boere musiek. Teen wat ek nou face. Want hierdie ander Christen, hulle moes voor 'n keiser staan. En dan al wat hy Christen moes doen is sê, okay, keiser eerste, dan Jesus. No problem. Jy kan Jesus aanbid, maar die keiser is oor hom. Jy hoef nie dit te gesê, jy kon jou bietjie poeiertjies gooi dan in 'n offer maak aan die keiser en dan sê, ja, as jy sharp, kan nie aangaan met besigheid. No problem. Sê hulle nee, ons sal eer aan die keiser betoon, maar hy is onder Jesus. Leeu's toe. Dan het jy guts nodig, hoor. Men laat jy nog so 3 dae net die res van die sirkus kyk om jou bang te maak. Ek en jy is nou al so gewoond aan slegte nuus oor die polisie, die regering. Dis soos daai tyd toe Dawid Goliat aangevat het. Vir 40 dae het Goliat vir die Israeliete gesê, softies, julle is sleg, julle kan my nie wen nie. 40 dae 2 keer, 80 keer hoor hulle dit, 80 keer, zoep, en skanse word opgebou teen die kennis van God, en hulle sê nee, ons gaan hierdie ou nie kan wen nie. En hier kom 'n laaitjie, hy bring ham en kaas broodjies vir sy broers, en hy sê, wie is hierdie perd? Wie is hierdie ou? Laat ek hom wys. Klap hom. In 'n dag verander die Here dit net so. Maar ek en jy, ons luister die nuus, ons luister die weer, ons luister die olie, kyk hoe skiet Trump die rand plat, al hierdie goed. Hoor hoe sleg is die Jode, hulle besit die wêreld, hoor hierdie goed. Breek hy skanse af. Die Gees wat in jou woon. Submit onder die leiding van Heilige Gees. Ek sê vir jou boetie en sussie, as jy hierdie wedloop wil klaarmaak, as jy hom suksesvol wil klaarmaak, gaan dit net deur die leiding van die Heilige Gees wees. En omdat hy in jou is, hoef jy nie eers deur 'n gordyn te gaan nie, want God is in jou. Jy moet nog daai skans afbreek. Dit voel of ek nie deur die plafon kan bid nie, hoef nie, ek kan net so afkyk. Want hy is binne in jou. Sy hande is jou hande, sy oë is jou oë. Jou mond is sy mond. En ons het nou Vrydag by die vrouegroep gepraat, Jakobus 3, mag van die tong. Pas op wat jy sê. Leer om jou tong te tem, as jy dit reg kry, sê, dan is dit goed. Min van ons wil dit reg kry. Maar hy sal nie so met my praat nie, wat ook al. Jy wip jouself weer verskriklik. En dan sê mens goed wat jy nie moet sê nie. En ons moet daarna, Here vergewe my, ek herroep, soos Job, alles wat ek gesê het, en ek het berou in sak en as. Hy sal jou help. 2 Korintiërs 13, nog 'n skrifgie wat ek wil gee. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Kyk daar, die hele 3 eenheid in 1 teksvers. Hoor weer. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap. Nou mooi praat, want dis nou kinders hierso. Maar die liefdesdaad tussen 'n man en 'n vrou staan in die Bybel bekend as gemeenskap. En hy sê gemeenskap van die Heilige Gees. Dis hoe intiem jy met Heilige Gees moet wees. Hy moet jou alfa wees, jou omega. Jy moet met hom praat. Jy moet met hom kommunikeer. Sy met julle amen. Kommunikasie, eenheid, gemeenskap. Die 3 is binne in jou. En daai 3 staan nou bekend as Heilige Gees. Want daai 3 het oor die waters gesweef,
Genesis 1 vers 2. Sê, laat daar lig wees. Heilige Gees. Heilige Gees. Rahuch HaKodesh. Nee? Kyk, ek kan nog hy naampies onthou. Ek is op 'n stadium met ek die name so geleer, hoor. Toe kom ek agter, hoorie, is net ek wat hulle ken. Almal ken Jesus. Toe sê hulle, Jesus is goed genoeg, hoor. Ja, maar nou jy moet sê Jehovah of praat daarvan of as Jehovah was by my Saterdag. Ongeskik. Jy weet, ek rus op 'n Saterdag, né? En ek hoor net by die hek. Wat is dit? Hulle het 'n dingetjie wat hulle druk. Jy wil hoor. En ek het nie 'n hond voor nie, ek het 'n kat en daai kat is ek spot so nee. 'n wilde kat wat ek het. Maar in elk geval en ek gaan uit en hier is die ouens. Goeiemôre meneer. Hoe gaan dit? Ja, nou weet ek. Ek moet nou maar Jesus wees, né? Kan ons jou voorstel aan Jesus Christus? Ek sê nee, ek is 'n pastoor. Waarmee kan ek julle help? Nee, ons is van die ek kan eers my mooi hoor nie, so 'n naam en dan Jehovah. Daai naam. Kyk, hy ken hulle goed. Ek sê toe vir hulle, nee, maar baie dankie. Ek is toe nou nie lus. Die regte Christene sou nou op 'n Saterdag gesê het, maar ken jy my Jesus? Kom ek nou in vir tee. Ek was nie lus vir hulle nie. Nee? En ek gesê, hoor hierso, nee, gaan en almal gedisrupt in die buurt op 'n Saterdagoggend. Ek wil vir hulle gesê het, ek vier Shabbat vandag. Jammer, ken julle plan. Maar en hulle het sekere goed wat hulle sê en ek is jammer. Dis uit die put van die hel uit. Mens kan dit sê. En sodra jy sê, as jy nie Jesus aanbid soos ons nie, gaan jy hel toe. Dan is jy deel van 'n sekte. Alright, en dit is so. En daar is uit 144.000 wat het gemaak. Hulle is nou al bietjie meer as 144.000, so ek weet nie waartoe gaan die res nie. Nee? Hulle vat daai skrif heeltemal uit konteks uit in Openbaring, wat oor die Jode gaan. En hulle verstaan nie die bediening van Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die een wat jou bedien. As ons gaan, Hebreërs 7 en 8 en Hebreërs 9, moet ek en jy dan nou in die tabernakel ingaan. Kom ek lees gou vir julle. Hoor gou hier. Hebreërs 8, vers 4. As julle julle Bybels gebring het, maak julle vir my oop daar. Want as hy Jesus op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien. Ou Testament was 'n skaduwee en 'n afbeeldsel van hoe dit in die hemel is. En mense wil net so graag daaraan vashou. As hulle net die ark kan kry. As ons net die ark kan kry, daai stuk hout kan nie meer gebruik word nie. Daai 2 goue gerips, hulle kan nie meer gebruik word nie. Al het jy hom. As ons net na die Shroud of Turin toe kan gaan. As ek net daai shroud kan vashou. Hier daai kerke is so somber. Jesus is heeltyd dood aan die kruis en al wie lag daar is Maria. Sy het dan 'n smile op haar gesig. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien. Hoor nou hier, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Toe hy op die berg gegaan het, toe wys God vir hom in 'n hemelse gesig, kyk hoe lyk dit in die hemel. Bou dit op aarde, en dit was maar 'n shadow. Selfs Moses, toe hy die tempel gebou het na die tabernakel, was dit nooit so mooi soos wat dit in die hemel is. Selfs Herodes, toe hy die tweede tempel bou, was dit nie so mooi soos die een in die hemel nie. Daar is net 'n afbeeldsel. Dis hoekom God toegelaat het dat die Romeine hom breek. Daar sal nie 'n klip op die ander een staan nie, want daai tyd is verby. Die Jode wil vandag die derde tempel bou, maar dit is verby. Dit beteken niks. Dit kan niks meer beteken nie, want daai verbond, die ou verbond het weggaan. Ons is in 'n nuwe verbond, 'n beter verbond en 'n moeiliker verbond. Want nou sê hy, hierso in Hebreërs 7 en 8, nou het hy sy wette op ons hart gesit. Nou moet ons met die gees wat in ons is, verstaan, hierdie wat ek doen is nie reg nie. Jy weet dan.
Jy weet dan. Hoor dit sê in vers 10. Want dit is 'n verbond wat ek na die dae sal sluit. Dis nou, met die huis van Israel spreek Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Aan hulle verstand gee. Weet jy hoekom? Hoor gou. Jesaja 11 vers 1 sê. En 2. Die gees van die Here, is nou vir my en jou geskryf. Daai tyd was dit 'n profesie van Jesus. Die gees van die Here is op my, die eerste een. Die gees van wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vrees van die Here. Al daai is binne in jou. Hy sê hierso. Want dis die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Is dit nie mooi nie? Mens moet gaan mediteer oor dit. Dit beteken, nou nie in 'n posisie gaan sit en hoeom nie, lees en vir hom vra, Here, gee my insig op hierdie skrif, ek verstaan dit nie. Dan sê hy vir jou, hoorie, koop vir jou Passion Translation. Dan daai ou skryf het mooier as jy dit ooit in Afrikaans gaan verstaan. Selfs 'n ou soos ek wat pro-Afrikaans is. Nee? Of 'n verklarende Bybel. Gaan lees dit oor en oor, gaan soek ander Bybelvertalings en lees dit en verstaan dit. Al die ouens het klaar die navorsing in Grieks te doen, jy hoef dit te doen nie. As my wette in die verstand gee en dit op hulle hart skryf. Is dit nie mooi nie? So jy gaan, as jy gedoop is met die Heilige Gees, gaan jy instinktief weet wat's reg en wat's verkeerd. En Heilige Gees gaan jou nie so bedien en vir jou sê, hey, stop het. Jy kan nie. Dis positief. Jy gaan weet, hoorie, dis nie wie ek is nie. Dis nie wat ek moet doen nie. En jy gaan berou hê daaroor. En hy gaan vir jou help. Sê, Here, help my om nie meer die idee te wees wat ek is nie. Help my. Praat nou met ons mans. Ou buffels. Nee? Geen simpatie, empatie, kort van draad, alles. Trots. Vrouens het eie issues. Ons het daai Afrikaner groot word van dis hoe ek het sien en basta met die res. My pa het dit so gedoen ek ook. Ons malans. Nee ja, die malans. Ek hoop nie iemand met van Melanie is net 'n voorbeeld. Ek sal dit op 'n hart skryf, hoor hierso, en ek sal vir hulle 'n God wees. En hulle sal my volk wees. Hy is jou God. Grote God en u die eer. Hy is jou God. Hy kom in jou en hy saturate jou. Graham Cooke het dit so mooi verduidelik, hy het 'n ou bedien wat klaphard was. En die Here wys vir hom, hy is so 'n okkerneet. Kyk, okkerneet se hart, jy het 'n nat cracker nodig om daai okkerneet te breek. Maar die Here sê dis nie hoe ek hom gaan sag maak nie. En hy vat daai okkerneet die Here en hy sit hom in olie. En hy laat hom saturate in die olie. En hy vat 'n tweezer en hy haal laagie vir laagie van daai okkerneet af. Nie kak. Dis so baie mense die Here voorstel, ek sal vir hom breek. Ek sal jou sais maak. Ek is die Here jou God, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek gaan vir jou sais maak. Dit is hoe ons God ken. Woe! Papi, nee, dat die dominee eerder met hom praat. Nee. God is die een wat jou sag maak. Laat hom toe. Laat hom toe. Dis Heilige Gees. Laat hom toe. Here, ek ken nie die goed nie. Ek sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder julle. Kleintjies, is hoekom ek so van kleintjies hou. Ek hou daarvan om met hulle te praat. Hulle het nie daai skanse nie. Hulle is net oop. Mense leer hulle skanse. As jy 19 is, ja nou maar net. Nou, gaan hulle oor toe. Maar klein, hulle verstaan nie goed. Hulle ken dit. Een keer iewers bedien. Ek kan eers nou wat ek hierdie meisiekie gevra het nie. Ek het te bedien, is 'n seentjie gewees, in my kantoor. En ek
ek moes hom bedien. Maar die Heilige Gees bedien hom. Toe sien ek die ma dit ook nodig. Ek sê, hoorie, Boetie, ek en jy gaan nou vir mamma ook bid. En ons bid toe vir haar en sy gaan sit so in die stoel. En ek sê, hoorie, moenie bang wees nie, want dit is net Heilige Gees wat haar bedien. Jy ken maar so, ja, is God. 'n kind weet is God. Ek wil nou eers in Grieks gaan lees, en dan wil ek die Aramees vasvat, om eers seker te maak is God. 'n kind weet dit. 'n kind weet dit. Jy gaan hulle moet help om dit nie te verstaan nie. En die kerk het hulle gehelp om dit nie te verstaan nie. Ek en jy was gehelp om hierdie goed nie te verstaan nie. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit, Grieks vir nooit meer dink nie. En nou wil hy hê, ek en jy moet submit onder hom, onder sy woord. Hierdie goed gaan nie werk, nie een ding wat ek nou gesê het, of wat ek Woensdag gaan sê, of wat ek laasweek gesê het, gaan niks werk, as jy nie eerbied vir God se woord het nie. As jy nie God se woord glo nie. My laaste skrifgie, is 'n mooi prentjie wat ek van die Heilige Gees gekry het. As ons Heilige Gees prentjie soek, dan sien ons 'n duif. Onthou net, hy het gesê, soos 'n duif. Nie die Heilige Gees was 'n duif nie. Soos 'n duif. En ek gebruik altyd die flou grappie van, en ek kry het baie, as mense vir my sê, hoorie JC, jy lyk soos Kevin Costner. Dan weet ek nou, ek is nie Kevin Costner nie, ek lyk soos Kevin Costner. Ek spot nou net sommer. So as ek sê, jy lyk soos Michelle Pfeiffer, dan sê ek soos, ek sê nie is nie. Nou hy sê, die Heilige Gees het soos 'n duif. En selfs in die tuin van Getsemane, hy het gesweet soos bloed, nie bloed gesweet nie, soos. Daar's 'n woordjie soos, en dit beteken soos. Alright. Jy maak amper beter kos, of jy moet nou sê, jy maak kos soos my ma nie. Maar, gevaarlike woord soos, jy moet het vinnig verander in sous, om die vrede te bewaar. Heilige Gees het soos 'n duif, want 'n duif is baie sensitief, en het jy al gesien hoe land 'n duif? Nee, grasieus, sag. 1 Korintiërs 12:3, daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. So, wanneer ons hierdie Hollywood movies kyk, en elke tweede woord is JC, dan moet jy weer daar uit nie die Heilige Gees nie. Jy het nie die Heilige Gees nie, want jy sal nooit sy naam vloek nie. En niemand kan sê, hier is baie belangrik, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En ek kry dit baie. Baie mense kan nie sê, Jesus is God nie. Jesus is die Here, hoor. Ek en jy het groot geword, hy is die seentjie van die Here. Nee. Jesus is God. Ek praat gisteraan met 'n boetie vir my, ek sê vir hom, hy sê, hy het nie geweet dis 'n issue nie. Ek sê, maar jy is te lank al weergebore. Dis 'n baie groot issue. Dit was 'n issue vir die disippels. Johannes 14, ons gaan nou weg. Wys ons net God en ons is happy. Hy sê, maar ek is altyd hier by julle, as jy my gesien het, jy God gesien. Ek is God. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord is God. Hy het na sy eiendom gekom. Ons is sy eiendom, die aarde is sy eiendom, hy die aarde create. Maar jy kan nie weet en sê dat Jesus God is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Heilige Gees. Dis hoekom dit bonatuurlik is, wanneer mense weergebore word, net God kan iemand weergebore maak, en jou gees word wakker, en God se Gees kom in jou woon, is asof die wyl van jou oë afgaan, en jy besef, sjoe, jy het nie geweet nie, en dan gaan jy nog deur die doopbad, en dan, nog, hoeveel kan ek hanteer? Ek voel het oorweldigend, al die kennis wat God jou gee, vra hom, hy sal vir jou help.
Ek ken nie die Bybel nie, vra hom. Ek het nie die Bybel geken nie, julle, ek het nie die Bybel geken nie. En die feit dat ek hier voor staan en ietsie weet, is 'n wonderwerk. Dit is net God wat dit vir jou kan leer, Heilige Gees. Hy leer jou, hy maak jou honger vir die woord. En hy breek dit vir jou oop. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En nou kom die boodskappers, ek weet daai is my cue, as ek moet klaar kry, is middagete. Ek skrik eers altyd my al af, hier is die Here nou, ek was reg, gelukkig, ek kan gaan. Ek hoop julle is reg. Jene, nee? Nee, daar het ek my hele storie verloor. Maar dis my eie skuld, ek moet mos nou weet, dis die cue hier, so as ek die laas die finals, ons kom nou in, ons sien die wenpaal. JC, asseblief nou. Hulle sê mos, daar is 'n groot verskil tussen 'n preek en 'n hostage situation. Nee? En ek wil toch nooit mense hostage hou nie. Nee? Nooit hostage hou nie. Kyk hier vandag net, ek vir julle 4 skriffies gegee. Die vyl het geskeur. Heilige Gees begeer om jou oor te neem. Hy begeer dit. Hy wil gemeenskap met jou hê. Fellowship. En hy sal jou leer van die Here. Imagine dit. Jy kan met God praat. As jy met Heilige Gees praat, praat jy met God. Jy praat met Jesus. Hulle is nie een of die ander nie, hulle is een. Jou gees, jou siel, jou liggaam is een. Is nie een of die ander nie. Is een. Wanneer jy met Heilige Gees praat, waarom ek gesê het, ek sê julle nie eens weeskinders los hierdie kant van die ewigheid. Ek stuur hom, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want nou kan ek met julle almal kommunikeer. Nou het ons almal toegang tot die troonkamer. En as ons nou volgende keer na die hemelse tempel toe gaan, en jy verstaan hoe dit werk daar binne, kan jy vir jouself in jou gees, deur al die elemente van die tabernakel tempel gaan, en jy kan elke dag van dit gebruik maak, elke dag in die gees. Ons moet meer geestelik raak, ons is te veel 5 sintuie. Jy het 'n 6de sintuig wat jy verloor het. En jy moet daai 6de sintuig verskerp, want dis die sintuig waarmee jy met God kommunikeer. As jy jou oë toemaak, kan jy groot geskenk wat jy gekry het, jou verbeelding. Ja, hy ou bly in La La Land, sy verbeelding is te groot. Hey, God het jou 'n verbeelding gegee. In jou verbeelding kan jy goed sien wat nog nie is nie, wat is. Ja, ek sien al hoe hierdie plek reg is. Ek bid dit hier. Sien dit nog nie met my 5 sintuie nie. Maar daai 5 sintuie kan vir jou lieg. Want jy sien wat voor jou is. Jy gaan 'n verhouding moet kry met hierdie gees van God, sodat hy jou kan leer om te sien. Hy jou kan help jou drome uitlê. Hy jou kan help profeteer. Hy jou kan help, want hy genees die siekes. Hy wil deur jou werk. Hy is 'n krag wat positief is. Hy sê asseblief tog, kan jy nie maar net opstaan en gaan nie. Ek wil gaan en kom wil jy nie gaan nie. Wat is jou storie? Hy is altyd positief. Hy is nooit in 'n slegte by nie. Nooit. Nog nooit het ek hom in 'n slegte by. Nog nooit nie. Nog nooit het hy nie tyd vir my nie. Ons kan nie so iets imagine nie, want ons is in die 5 sintuie. Ons is chili con carne. Chili con carne beteken vleis. Ons is vleeslik, chili met vleis. Ons is carnal, is die Engelse woord. Ons is te carnal. Ons het Heilige Gees, dis bonatuurlik, is supernatural, everything else is superficial. God weet al ons wen, maar ons gaan moet wen.
Hier is nie Grieks nie, julle. Hier is gees. En dit moet baie meer geestelik word. Baie meer. Ek sê nou vir julle, die Here wil elke een van julle gebruik. Kom ek vertel julle gou 'n storie, ek gaan nie die persoon se naam noem nie. Dinsdag aand terwyl ons worship by die Volle Evangelie Kerk. Ewe skielik sien ek 'n oop visioen voor my. En 'n vrou praat met my. Maar ek weet nie wie is die vrou nie, maar sy is baie bekend vir my. Het vat my 5-6 minute om te besef, dit is die vrou. En eers na die tyd op pad terug Potch toe besef ek, hoorie, maar hierdie was ek het dit nie besef terwyl dit my gebeur nie. Ek staan in worship, eweslik praat 'n vrou met my. Maar omdat ek so vleeslik is, kom ek nie agter, God kommunikeer nou met my nie. En die volgende aand sê ek dit vir die vrou, en sy daai aand, toe ek dit gesien het, ek het dit 6:07 die aand gesien, sy het in daai oggendure, het sy 'n droom gekry, waar die Here met haar iets bevestig het, wat hy vir my kom sê het. Dis hoe God werk geestelik. Hy kom so nou en dan, en kom druk hy net in, maar ons kan dit nog nie handle nie. Hy gee vir ons bietjie, hy gee vir ons Nestlé baba melk pop. Want as jy nou vir jou steak moet gee, dan val jy Johannes dood neer. Want ewe skielik is 'n engel hier moet staan, hy met jou praat. Jy gaan dit nie kan hanteer nie. Paulus sê, ek is opgeruk tot in die 3de hemel. En ek sien goed daar. Het jy toegang tot die 3de hemel? As ons nou volgende keer die tempel doen, en die tabernakel, jy moet Efesiërs uit hemelse plekke uit saam met hom regeer. Jy moet jou issue invat in die tabernakel in, en dit gaan neerlê by die brandofferaltaar. Jy kan daar in daai tabernakel ingaan, en jy kan nagmaal saam met hom hou by die tafel van toonbrode. Jy kan worship, want dit is 'n aangename geur. Die 7 geeste van God brand heeltyd daar binne. Ek gaan nou vooruit. Ek gaan ons afsluit. En ek gaan dit vir julle bid vandag, dat julle kan stil raak en mediteer en kou aan hierdie paar versies. Weet een ding, dis geskeur, die gordyn, dis geskeur. Ons gaan nou in Paastyd in. Dis geskeur, dis oop. Jy kan aangaan. Hy wil met jou gemeenskap hê. Jy mag met hom praat. Jy kan al jou issues vir hom sê. Vra hom om jou te help, om te verstaan, want hy is die gees van verstand. Kennis, insig. Vader, ek loof en ek prys U naam. Ons gee aan U al die eer. Dankie Here, Jesus Christus, dat U die skans gebreek het tussen ons en die Vader. Dankie vir U pragtige Heilige Gees wat U vir ons gestuur het. Deur U dood, sodat hy in ons kan kom woon, elke een wat die Here se naam aanroep. En dankie vir die besnydenis van ons harte, sodat ons gees mens kan wakker geword het, en U gees met ons gemeenskap binne in ons wese het, hier op aarde, en dat U ons hele wese, ons liggaam en ons siel kom deurdrenk van U gees. Mag U gees deur ons werk. Mag ons ander gaan bemoedig nadat U ons bemoedig het. Mag ons hande op die siekes lê en dat U gees deur ons werk en hulle genees. Mag U gees vir ons die skrifte oopbreek soos nog nooit van tevore nie. Heilige skrifte, U sê, U sal dit op ons harte skryf. Ons sal verstaan, ons sal weet. U wette in ons verstand en op ons harte. U is vir ons 'n God en ons is U volk. Ons sal nie meer geleer word deur mense nie, maar U sal ons leer.
En U is barmhartig oor al ons foute, al ons issues. U is nie kwaad vir ons nie, U is nie in 'n slegte by nie. U wil ons help om hierdie wedloop suksesvol klaar te maak. Ons gee aan U al die eer. Dis die nuwe verbond. En ons eer U naam. Amen, amen en amen. My great deliverer, my strong defender, the Son of God. I trust in Jesus, blessed Redeemer, my Lord forever, the Holy One, the Holy One. What are you gonna do when your time has come and your life is done and there's nothing you can stand on? What will you have to say at the judgment throne?